Goeiemiddag en baie welkom by hierdie week se aflewering in ons Q&A reeks. Ek het 'n vraag gehad hierdie week rondom die volgorde waarin jy opbrengste op jou risikoportefeulje verdien. Nou by risikoportefeulje bedoel ek eintlik maar net op jou aandelekomponent van jou portefeulje. Dit het te doen gehad met, maak dit saak wanneer ek my negatiewe jaar kry, want iewers gaan jy dit kry. Of is dit nie regtig relevant nie? Nou kom ons kyk gou na 'n hipotetiese voorbeeld. Ek gaan basies twee voorbeelde hanteer. In die eerste situasie is daar geen onttrekkings op die portefeulje of uit die portefeulje uit nie. In die tweede voorbeeld is daar wel op 'n gereelde basis onttrekkings. Tipies wanneer 'n mens byvoorbeeld 'n klomp kapitaal onder bestuur het en jy moet op 'n gereelde basis vir pensioen likwideer. Nou kom ons kyk net gou na die eerste tabel waar daar geen onttrekkings uit die portefeulje uit is nie. Ok, soos ek gesê het, op hierdie meegaande tabel is daar geen onttrekkings gemaak nie. Ons kan sien hierso, die onttrekkings is deurlopend 0. En wat dan nou verder interessant is dat hierso is scenario A byvoorbeeld en hier is scenario B. Beide van hulle het opbrengste van 5%, daar en daar. Beide van hulle het 'n minus 14% opbrengs, beide van hulle het 'n 15% opbrengs, beide van hulle het 'n 11% opbrengs, en beide van hulle het 'n 1% opbrengsjaar gehad. En wat, soos 'n mens dit sou verwag, is dat aan die einde van 'n 5 jaar periode is die kapitale waarde van beide die scenario's presies dieselfde. Grafies lyk dit natuurlik nou so, ons begin in beide gevalle met 100.000 en ons het aan die einde van die 5 jaar periode in beide beleggingsreekse plus minus R116.000 gehad. Ons kan net sien dat die pad wat gevolg is om by die uiteinde uit te kom, is nie dieselfde weerskante nie. Duidelik as gevolg van die feit dat in scenario B het ons reg aan die begin 'n minus 14% groei gehad, terwyl ons 'n positiewe groei in die geval van scenario A gehad het. Weereens, aan die einde van die 5 jaar periode is die opbrengs presies dieselfde. Ok, kom ons kyk nou na presies dieselfde voorbeeld, maar ons aanvaar dat daar op 'n gereelde basis 'n maandelikse of 'n jaarlikse onttrekking in die portefeulje gaan wees om byvoorbeeld 'n inkomstebehoefte te befonds. Ok, op die meegaande tabel kan julle sien dat ons weer eens 'n scenario A en 'n scenario B het. Die groot verskil tussen hierdie tabel en die vorige tabel natuurlik is dat ons hier onttrekkings het. Julle kan sien dat aan die einde van 'n 5 jaar periode is daar by scenario A waar ons 'n klompie positiewe jare gehad het en eers later in die termyn die negatiewe groeijaar gehad het ons plus minus R75.000 oor. In scenario B was die belegger nie so gelukkig nie en het hy baie vroeg, trouwens in sy eerste jaar van belegging, die groot negatiewe jaar gehad, waarna daar 3 of 4 positiewe jare gevolg het. En ons kan sien dat hy met R65.000 oor is na 5 jaar. Grafies kan ons dit as volg voorstel. In beide gevalle het ons met R100.000 begin, en hier is scenario A waar ons met R75.000 geëindig het, terwyl scenario B op plus minus R65.000 geëindig het. Ok, so die logiese vraag wat jy nou behoort te vra is, so wat? Hoe raak dit my? Is dit interessante inligting of het dit actually nutswaarde? Nou daar is, soos hulle in Engels sê, 'n moral in die storie en dit is die volgende. Moet nooit in 'n situasie beland waar jy 'n geforseerde verkoop van beleggings moet maak nie. Die vraag wat hierop volg is natuurlik, hoe kan ek so 'n situasie vermy? Wat moet ek doen in terme van beleggingsbeplanning of portefeuljebeplanning, dat ek nooit in 'n situasie beland waar ek 'n geforseerde likwidasie op 'n ongeleë tyd hoef te doen nie. Hier is 'n voorstel wat jy kan oorweeg, en dit is redelike standaard praktyk wanneer portefeuljestrukturering gedoen word. In die eerste instansie, maak seker dat jy jou inkomstebehoefte aanspreek deur in lae risikobates te belê. In die tweede instansie, maak voorsiening deur middel van 'n noodfonds vir onbeplande kapitaaluitgawes. In die derde instansie, dit sal waarskynlik wys wees indien jy van tyd tot tyd wins neem op geleë tye om jou beplande kapitaaluitgawes te befonds. Baie dankie vir jou deelname vandag. Stuur gerus vir my vrae na jak@psg.co.za. Tot 'n volgende keer. Totsiens.